Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Jakobus 3 vers 2 sê, want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Wees versigtig wanneer jy te doen het met iemand wat kinderstories versprei. Hoekom? Want as daardie persoon met jou oor iemand anders praat, sal hulle met iemand anders oor jou ook praat. Die Bybel waarsku ons teen 3 soorte tonge. Die eerste tong is 'n hastige tong. Spreuke 29 vers 20 sê, het jy 'n man gesien wat hastig is in sy woorde? Vir 'n dwaas is daar meer hoop as vir hom. Wanneer 'n mens die tyd neem om eers die feite te kry voordat jy iets sê, sal die meeste van die tyd of niks sê nie, of iets anders sê. Onthou jy vir Hanna, wat so passievol gebid het vir 'n kind, dat die priester Eli gedink het, sy was dronk? Of, toe die disippels Jesus op die see van Galilea na hulle toe sien aanloop het hulle gedink, hy was 'n spook. Baie keer sê ons iets, nog voordat ons die feite het, of regtig weet wat aangaan. Daarom, dink eers, of nog beter, bid eers, voordat jy tot gevolgtrekking spring. Die tweede tipe tong is 'n vleiende tong. Psalm 5 vers 10 sê, want in hulle mond is niks betroubaars nie. Hulle binneste bring onheil. Hulle keel is 'n oop graf. Hulle maak hul tong glad. Wees iemand wat sê wat jy bedoel en wat bedoel wat jy sê. Wees opreg. Moet nooit mense manipuleer deur dit wat jy sê vir jou eie gewin nie. Wees eerlik met hulle. Die derde tipe tong is 'n veroordelende tong. Jesus sê Matteus 7 vers 1 en 2, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Wees versigtig voor die oordeel. Want as jy lank genoeg leef, sal jy skuldig wees aan baie van dieselfde dinge wat jy ander oordeel. Die waarheid is, hoe jy met ander mense omgaan, bepaal hoe God met jou omgaan. Here, vergewe my vir elke keer wat ek U en diegene wat U geskep het, met my woorde oneer aangedoen het. Help my om my mond te gebruik om te seën en nie te vervloek nie. Mag my mond en woorde gevul wees met getuienisse, genade en deernis. In Jesus naam bid ek dit. Amen.